Baie welkom by ons Junior Katedese. My naam is Gerard en ons is in week 2 van ons Junior Katedese. So groot voorreg om saam met jou en jou kinders onderweg op pad te wees. Hierdie week kyk ons na die saligsprekinge in Matteus 5 en in hierdie week kyk ons na die eerste 4 daarvan en ek dink die kernpunt vir hierdie weekse ontmoeting lê waar die les hande en voete kry, by die huisgeloof gedeelte aan die einde van die week. En die wegspring vraag vir hierdie week is daar iets wat hierdie week met jou gebeur het, wat jy gehoor of gesien of beleef het, wat jou hartseer gemaak het? Jy kan vir jou kinders of kind 'n geleentheid gee om dit met jou te deel en dan kan jy ook uit jou eie uit met jou kind dieselfde deel. As dit nog nie gemaklik beweeg nie, gee julleself tyd om bietjie daaroor na te dink of om dit neer te skryf. Die wonderlike van hierdie gebruik om aan die einde van 'n dag terug te dink na dit wat die lewe by my kom neem of steel het. En ook dan die teenoorgestelde vraag, wat is dit wat my bly gemaak het, wat vir my lewe gebring het, wat my opgewonde gemaak het oor die lewe. Dit is 'n goeie gebruik by ontmoetings soos hierdie om die gesprek aan die gang te sit en so ook ontdek jy iets van jouself en ook ontdek jy ook iets van jou kind op hierdie manier. Dit bring ons by die wondergedeelte. Daar is 'n voorbeeld in alledaagse terme wat iets van elke saligspreking illustreer of verduidelik. Gaan dan saam deur die voorbeelde en dalk is daar iets wat aan die bepaalde saligspreking jou of jou kind of kinders aan iets herinner wat in hierdie week met hulle gebeur het. Daar is 4 voorbeelde by elke saligspreking wat in hierdie gedeelte voorkom. En dan is hier 'n lekker werksaam aktiwiteit. Die eerste vraag is, kan jy die 4 belangrikste woorde in die eerste 4 saligsprekinge opnoem? En doen nou hierdie aktiwiteit saam met jou ouers of een van jou vriende en verbind elke saligspreking in die volgorde waaraan dit voorkom in hierdie gedeelte in Matteus. So word hierdie gedeelte wat die kernbegrippe van dit waarmee ons besig is net op nog 'n wyse nog 'n keer herhaal. En dan die laaste vraag, verbind 'n saligspreking met die regte belofte. Byvoorbeeld, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En kyk of hulle die saligspreking kan verbind aan 'n belofte. En dan bring ons by die einde van hierdie weekse ontmoeting en dit is hier by die huisgeloof gedeelte. En hierdie week doen moeite om saam met mekaar om die tafel te sit terwyl jy eet, indien dit nie alreeds 'n goed gevestigde ritme in jou huishouding is nie. Noem die kernwoorde van die eerste 4 saligsprekinge op na jy klaar geëet het of vra vir jou jongspan om dit te doen. Kyk asof hulle kan onthou of hulle nog dit kan onthou toe julle met die les besig was. Vertel dan vir iemand in jou huisgesin, 'n boetie of 'n sussie, jou mamma of jou pappa, wat elkeen van hierdie saligsprekinge beteken. Skryf hierdie saligsprekinge neer op 'n stukkie karton en plak dit iewers in die huis waar jy dit gereeld kan sien. Probeer hierdie so gou as moontlik aan die begin van die week doen, want die wonderlike is, aan die einde van die week, op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand, kan jy dalk vir hulle of iemand in jou gesin vra of hulle iets van hierdie 4 saligsprekinge gesien of beleef het in hulle eie lewe in die week wat pas verby is. Ongelooflike geleentheid om elke dag met hierdie woorde, met hierdie gedagtes en hierdie saligsprekinge besig te wees. In 'n tyd waar dit so moeilik met ons gaan, is dit dalk wonderlik om te hoor wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Baie dankie dat julle saam met ons gereis het hierdie week en mag dit vir julle 'n regtige wonderlike ervaring wees. As daar enige vrae is of enige kommentaar is of iets wat julle graag sal wil weet, laat weet vir my.
kan vir my e-pos stuur, dit is hier op die webtuiste beskikbaar, of jy kan my nommer skakel en ek is meer as bereid om saam met julle te dink en nie te dink oor hoe kan ons in hierdie tyd saam met ons jong mense 'n baie diep en 'n nou pad stap. Seënde week vir elkeen van julle. Totsiens.